wil nou 'n bietjie praat van dinosourusse. Weet jy eintlik wat ons vandag doen? En ek het dit so 'n bietjie in my gebed gesê, ons gaan nou van hulle praat, né? Het ek so 'n bietjie vir jou in my gebed gesê. Weet jy, ons moet besluit vandag, gaan ons die wetenskap vat en die Bybel meet, of gaan ons die Bybel vat en die wetenskap meet? Wat sê julle, watter een vat ons? Gaan ons die Bybel vat en die wetenskap meet, en dan kyk ons of ons hierdie moeilike konsep net eenvoudig en by mekaar kan kry, sodat ons dit kan verstaan en ons kinders dit kan verstaan. Is dit reg? Is dit reg? OK, maar ek gaan hulle myself eet, ek sien dit. OK, is ons nou reg? Het hulle geleef? Nou maar sê vir my hoekom. So lank soos ek terug, of langer? Langer. Hoe weet ons hulle het geleef? Hulle het hulle skelette gekry. Hierdie kinders het my preke, kripnotes gekry, hoor. Ek is doodseker daarvan. Hulle het oupa se rekenaar gaan kyk, hoor. Ja, hulle het geleef, en ons kan nie stry nie, want hulle bene was uit die grond uitgehaal, né? So ons weet baie definitief hierdie goede het geleef, en ons kan baie definitief sien hoe hulle is. Nou kom die volgende vraag, en die volgende vraag wat ons vanmôre 'n bietjie moet antwoord is, hulle het miljoene jare gelede geleef. Is dit? Hoe oud sê die Bybel is die aarde? 4000 jaar, kom, iemand moet help. 6, 7000, wat die een is nou reg. Nou, hy het nog gesê 4000. Het ek so gesê? Jene, daar oupa het vir jou gelieg. Hy sê 9000. 10.000. 7. 8. 1. Miljoen, OK. Weet jy, dit maak nie saak nie, né? Ons gaan nie oor stry, ons praat van wat die wetenskap sê, né? Nou begin hierdie versie, kyk hom gou, bietjie Genesis 1 vers 1, hy sê, in die begin. Wat beteken die woord in die begin? Die heel eerste keer, né? In die begin het ek by hierdie kerk ingekom, is dit reg? OK. En God het geskape hemel en aarde. So met ander woorde, in die begin het Tannie Shemaine hierdie koekie gebak. Is dit reg? Kyk hom. Hy moet nou regop staan. Moet hy slaap? OK, nou kom ons kyk nou. Nou wil ons hierdie versie verstaan. Wat sê die wetenskap het gebeur met die aarde? Hy het geval. Die aarde het geval, toe staan ons op. Nog een? Wat het gebeur? 'n groot ontploffing. 'n groot ontploffing van wat? 'n groot bom het geval. 'n bom. So daar was al bomme gewees. Hoe maak ons die fout? Wat 'n ontploffing, wat het die ontploffing veroorsaak? Ja, man, daai klip wat van nowhere afgekom het. Het gekom. It's 'n asteroid. Is dit, so maar ander woorde, hier kom die klip. En hy het so gekom. Is dit reg? Het hy gesê boeg, of het hy so gemaak? Boeg. Ja, hy het so gemaak. Oupa, jy raai dan nie ek. Ek maak dit soos 'n kind. Kyk nou. Ek was mos in my hempie. OK, so dit het ons nou gebeur. Stem julle saam? Nou kom ons kyk 'n bietjie wat sê die mense hier binne. Hierdie mense. Ja, hulle moet jou help. Dan kan jy hierdie een kry. Nee, wag eers, hulle moet eers help. OK, kyk gou eers. Hy sê en die aarde was woes en leeg, maar hy was dan nou so. Hy was mooi. En toe het dit so gekom. Wat het nou gebeur tussen die eerste en die tweede versie? Daai eerste een, Ja. hy was mooi, maar Jesus was nie tevrede daarmee nie. Was Jesus nie tevrede daarmee nie? OK, so hier tussen die eerste en die tweede versie het daar mos nou 'n ding gebeur, want hy was geskape en toe lyk hy so. Want Jesus wou mense gehad, nie dinosourus nie. OK, maar jy's 'n slim kind.
Hoe maak ek hierdie fout? So ons sê, eintlik, dit is mos nou wat gebeur het. Nee man, nou, wat gaan nou met my masjienkie aan? Het hy nou te vinnig gegaan? Is hy lus vir 'n kaptyd? Ek wil net gou teruggaan. Jy moet kyk, daar sê. Ja, okay. Ons hom net kans gee, hy moet nou soontoe. Nou gaan ons movie mis, lyk dit my. Sis ek, ja, daar moet hy nou kom. Ons kyk gou of hy nou wil kom. Daar sê. Ek het nou net gesien, daar skiep hy weer. Hoekom skiep hy daar? Oom André wil nie vir my kyk en hom terugbring daar nie, hy skiep daar so 'n gedeelte. Daai gedeelte moet hy wees. Daar skiep hy hom weer. Kyk net, oom se timing is aan daar, so haal die timings op die PowerPoint vir my uit, want hy gaan daar so op timings, hoor. Okay, maar nou kom ons kyk, wat nou gebeur het, is daai klip het ons nog gekom en hy het hom getref. Nee. En toe lyk hy so. Nou wat sê die Bybel toe, wat se klip was dit gewees? Dis 'n asteroid. 'n meteoriet. Is dit wat die Bybel sê? Ek weet nie, asteroid. Kyk nou hierdie slim kind, ek het nie eens geweet nie. Hy leer van dit, ons. Want nou wie gaan hom nou kry, JD of Lieke? Okay, nee, wag nou. Okay. Kom ek maak nou so, omdat jy die soetste is, kan jy vir almal een gee. Is dit reg? Vat maar vir jou een. Nou wil hulle nie, vat vir jou. Deel gou vir almal uit. Hoor, dan wag ons gou vir daai prentjie om reg te kom. Is ons reg daarso? Stefan, is ons reg daar? Okay, kom ons kyk, los hom maar. Laat ek kyk of ek hom kan aanbeweeg. Dit sal ons nou op hierdie dag gebeur, wat ons nou almal moet prentjies kyk. Dis nou wanneer dit gebeur. Okay, het julle hom vir my teruggegee? Hy werk nog nie. Gee hom net vir my. Daar sê. Okay, stop hom net daar. Okay, nou wat eintlik gebeur, hier is nou 'n video wat besig is om te speel. En hier kom hierdie meteoriet en hy tref die aarde. En hier op die aarde is die groot ontploffing. En toe gaan ons en ons sê vir die Bybel, sê vir ons wat het daai ontploffing veroorsaak. Maar hoe weet hulle dat dit gebeur as mense? Want die Bybel het dit mos vir ons gesê. Dis hoe ons dit weet. Wie dit dan geskryf? Wie dit uit? Nou, ons gaan nou daarby kom. Die Heilige Gees het dit so deurgegee. Want dis nou 'n kind, hulle gaan my bombaard met die vraag vandag. Okay, nou lees gou saam met my Lukas 10 en hy sê vir ons ook daarso in Jesaja 14 sê dit ook vir ons. Lukas 10 sê, toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n weerlig uit die hemel sien neerval. Is dit waar die ontploffing gaan maak? Die Bybel sê so. Jo. Satan is die duiwel, né? Dit sê nie hy het 'n lig weer uit. Ja, okay, ek gaan nie daai woord sê nie. Dis reg. Ons los by 'n weerlig. Hoe word ek nou uitgeloop hierso om my taal gebruik, né? Ons hou by die weerlig. Hy het soos 'n weerlig die grond getref en dis hoekom ons niemand die naam van die weerlig gee nie, want dit praat van Satan, is dit reg? Dit praat van 'n spesifieke insident. Okay. Nou kom ons gaan so 'n bietjie verder. En nou kom ons by daai ene. Nou, weet jy, partykeer lees ons die Bybel net so 'n bietjie te vinnig. So tussen vers 1 en vers 2 het iets gebeur. En hier kom vers 2 en hy sê dit was woes en leeg. Dit was so die mekaar soos daai kapkyk wat ek hierso in mekaar gedruk het, né? Hy was net so die mekaar. Nou kom die tweede gedeelte van die tweede versie en hy sê en die Gees van God het gesweef oor die waters. Hoekom? Dit was warm. Help my.
Hoekom is daai versie se B-gedeelte so kritiek? Dat ons dit vandag verstaan. Ja, alles was die mekaar, maar wat was daar op die aarde? Die duiwel. En toe maak Abba Vader 'n plan en hy sê ek gaan die duiwel daar moet vashou. Ek gaan moet keer dat hy nie uitkom nie. En toe sit hy die Heilige Gees daar en hy sweef oor die aarde. Maak dit vir julle sin. Verstaan ons nou hoekom daai versie so kritiek is vir ons, dat ons hom net so 'n bietjie mooi verstaan. Want toe die Heilige Gees daar oor die aarde sweef, toe hou hy Satan op die aarde waar hy in gevangenis was. Is dit reg? Is dit reg? Dis reg. Hoe smaak hy? OK. Bietjie soet. OK. Ek gaan vir ouma sê, sy moet stadiger op die suiker gaan. Kom ons gaan gou aan. Nou kom ons by die tweede gedeelte. Is hy te suur? OK. Hy het al die icing afgeëet. Nou kom ons by die tweede gedeelte. Hierdie tweede gedeelte sê vir ons, en toe het God die aarde wat ek en jy nou ken, begin skape. Het begin eers daar by versie 3. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat alles goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis en hy het dit sommer die eerste dag genoem. En dit was dag en aand die eerste dag. Papa, maar wat is donker? Ja, maar toe die God mos nou lig gemaak, né? Nee. OK, so ons is nou reg daar. Julle met my. Korrek. Julle moenie my nou verloor nie. Hulle het my amper verloor, hoor. Amper. OK. Kom ons beweeg 'n bietjie aan. Nou kom ons by Job. Ons moet nou uitvind van dinosourusse. Nou ek hoop nou waar is die manne wat die dinosourusse ken. Ek gaan vir jou nou lees, OK. Dan moet julle sy naam vir my kry, OK. Hy sê kyk, daar is die seekoei. Die Afrikaanse vertaling sê seekoei. Hy is die enigste een wat sê seekoei. Die werklike naam is Behemoth. Dis iets wat ek ook nie ken nie. Moenie worry. So dit is nou eintlik sy regte naam. Wat ek gemaak het saam met jou, gras eet hy soos 'n bees. OK, so nou is 'n dinosaurus wat gras eet. Dis ons reg. Kyk tog, sy krag is in sy kruis. Wat se kruis is dit? Kruis. Sy krag is in sy kruis. Nee, is hierdie kruis, is hierdie kruis. Nee, is hierdie kruis, nie my boude nie, my rug. Sis, oupa. Die kruis, nee, hoor nou vir oupa, die krag is in daai kruis van hom. Is hier by sy rug, OK. Nou kom ons en hy het sy spiere het so gebuld. Hy hou sy sterk so reguit soos 'n seder. Nou wat is 'n seder? Dis 'n boomstomp. OK, nou kyk nou, hulle sê in die Afrikaanse vertaling is 'n seekoei. Hoe groot is 'n seekoei se stert? So. Nou dit kan nie 'n seekoei wees nie, né? Want hierdie een se stert is so groot soos 'n boomstomp. Is dit daai ding? Nee, is nie daai ding nie. Nee, is nie daai ding. Ek gaan vir jou nou die prentjie wys, man. Hy sê die een met die lang nek. En daai een, hy eet nie gras nie. Daar's een met 'n lang nek. En dit is die een wat die goed uit die bome eet, dis 'n kameelperd, né? Ja. Hæ? OK, kom ons kyk hoe lyk die prentjie, man. Kom ons kyk net hoe lyk die prentjie. Nou kom hy en sê sy bene is pype van koper en sy bene is so stawe van yster. So wat vertel dit ons van sy bene? Baie groot. En as ek daai bene in die hande kry, dan laat ek iemand plat. Want hy's dan soos koper, hy's soos yster. Ek moet hom net kan optel, né? Hy's die eersteling van die weë van God. Nou God het nou aan die begin gesê en ek het hom geskape saam met jou. En nou sê hy vir ons iets anders en hy was die eersteling. O, jy weet daai eerste skepping van woes en leeg. Die een waarvan ons niks moet weet nie. Dit was van daai eersteling. Verstaan ons nou die miljoen jaar? Kan ons sien dat die Bybel en die wetenskap kom nou eintlik by mekaar uit? Nou sê maar, hy was eintlik doel op die eerste skepping. Daar van die eersteling, daar was hy gewees. En dis hoe hy lyk. Eersteling beteken die oudste.
Kyk uit prentjie. Is julle nou reg? Nou wat is sy naam? Dit is 'n lang nek. Hæ? Nee, nie die Bybelse naam daarvan nie. Wat was die eerste naam? Kom ons kyk gou daar. Die lang nek. Die lang nek. Ja, die linker noem hom die langnek. Is dit reg? Daar staan die naam, man. Al wat jy moet doen is lees, man. Okay. Hy's 'n sorrelpot. Okay, so hy kom af van die Chinese af, kan jy dit sien? Ja, ek wil Dit is 'n sumo-pot of iets. Is dit reg? Okay, kom ons gaan 'n bietjie verder en dan moet ons bietjie iets leer. Gaan ons na Job 41 toe. Nou ek wil hê tog mammas, julle moet vir julle kinders hierdie hele ding lees. Ek haal net sulke stukkies uit, hoor. In sy dubbele gebid. Wat beteken 'n dubbele gebid? twee monde. Hy het sommer 2 rye tande, man. As hy vir jou byt, het jy moeilikheid. Nee, ek weet nie, kom ons luister eers. Okay, dan gaan ons 'n bietjie verder. Hy sê rondom sy tande is dit 'n verskrikking. Nee, is reg, wag, nie nou nie. Uit sy mond kom vakkels. Hy spat 4 vonke uit. Dis 'n olifant. Is dit 'n olifant? Ja. Het hy 4 in sy mond? Ek hoop. Okay. Dit is Okay, sit, wag. Ons gaan eers. Uit sy neusgate kom rook soos 'n kokende pot met bissies vuur daarby. Dinosaurus met dis hierdie Sy asem laat kole ontvlam en 'n vlam gaan uit sy mond. Is daardie Dis 'n draak, ja. Dis hoe hy lyk. En kyk nou daai vieslike naam. Spinosaurus. 'n Spino. Ja, maar Oupa ken nie hierdie goed nie. Maar dis nou 'n Spinosaurus wat hy daar verduidelik. Nou vra ons hierdie vraag. Ek weet nie van julle nie. Maar hoe werk 'n dier wat vlamme spoeg en die rook draai op hom uit? Is daar sulke diere? Wag nou eers. Is daar sulke diere? Ek vra die groot mense. ja. Is dit? Die Bybel sê soos rond moes. Moes daar? Nou dink jy nie die Here gaan vir ons so 'n kliptiese rydraad gee nie. Daar's 'n dingetjie wat hulle noem 'n bombardier kewer. Ek gaan vir jou nou 'n prentjie wys. 'n Bombardier is met ander woorde iets wat soos daai kamikasies is. Hulle roer jou die hele tyd. Nou hierdie diertjie bestaan nou regtig. En weet jy, toe ek nou hierdie diertjie oplees sodat ek hom vandag vir jou kan wys. Want jy sien die eerste wat die mense sê, daar kan tog nie 'n draak wees wat vlamme spoeg nie. Daar kan tog nie rook uit die neus uit. Hoe werk dit? Kyk gou hierso, hoe werk hierdie ouetjie? Dis nou 'n ou kewertjie en hy draai sy stertjie so en dan meng hy chemikalie. En dan skiet hy dit uit daarso. Kyk daarso daar kom so 'n vlammetjie, sien jy? Sien jy daai vlammetjie? Dan skiet hy so, kyk hoe staan die rook op hom. Wow, die Here het regtig sulke goed gemaak. En daar bestaan hy nog steeds. En daar kan jy hom sien. Is dit nie wow nie, né? Om te weet dat alles in die Bybel is die waarheid. Nou sê gou vir my, wat is die tweede ding van die wetenskap? Waar is die dinosourusse vandag? Hoekom het hulle uitgesterf? Nee, die meteoriet is verby. Dis die miljoene jare. Die ouma sê Noag. Daar was nie plek in die ark nie. Maar koning Dawid het nou geskryf van goed na die plek van die ark, hoor. Ag ek sê man. Alles in die grond. Is hulle in die grond. So ons vra vir onsself, wat het gebeur met die dinosourusse? En weet jy, hierdie slim mense, hulle kom en hulle sê vir ons, daar was 'n klimaatverandering. Maar in 'n ander woord, hulle sê, het iets gebeur op die aarde, en toe word het so warm en so droog soos Calitzdorp. Okay, so ons sê dit, so hierdie klimaatverandering het nou gebeur, en nou vra ons vir die Bybel, ons moet hierdie ding moet ons ook kry. Want jy sien, ek sê die Bybel het elke antwoord. En nou kom ons blaai gou Psalm 47 vers 12. Sê vir ons, 74, nie 47 nie Engelsman.
Hy sê, nogtans is God my koning van die voortyd af wat verlossing werk op die aarde. So, weet jy, eers moet ons 'n bietjie praat oor psalms. Psalms is nie almal deur koning Dawid geskryf nie. Psalms is 'n bymekaar maak van volksliedere en goed wat als toe bymekaar gesit is, né? So hierdie psalm is nie deur Dawid geskryf nie. Nou kom hy en hy sê, Here, daar was 'n probleem op hierdie aarde gewees en ons het tot U gebid en ons het verlossing gevra. Weet jy, ek weet nie van jou nie, maar ek dink nie ons kan teen hierdie ouetjie baklei nie. Ek meen, 'n ander ouetjie is dan oor die 50 ton. So nou, waar gaan my arme Datsun Go wees? Wil liefst nie dink nie. Vers 13 sê, U die sterkte deur die see geklief. U die koppe van die seemonsters op die water verbreek. Seemonsters gaan hy nou vir ons sê. Al kom in die volgende vers sê, U die koppe van die Leviathan. Dis nou daai ouetjie wat ek nou vir jou gewys het, wat daar in die water is, wat die vuur kan spoeg. Ja, hy was in die water. Ek sal vir jou gaan wys. Okay, hy was in die water, dus kom hy so rug vind het soos 'n vis. Hy kon swem en hy kon op die land loop. U het hom gegee as voedsel vir die volk en vir die woestyndiere. Plan verder. U die fonteine en die strome opgeslaan. U die standhoudende riviere laat opdroog. Want ons het gevra en die Here het ons verlos. En daar kom die klimaatsverandering. Kan jy glo dit staan in die Bybel? Toe is die wetenskaplikes nie slimmer as ons Bybel nie, né? Nou wil ons so 'n bietjie vir ons 'n bietjie vertel. Nou al hierdie drake is nou doodgemaak, behalwe wat 'n draak? Satan, yes, like ek sê jy het my kripnotes gekry, hoor. Ja, hy's 'n ou duiwel. Hy's 'n ou draak. Hy sê en die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan, dis nou daai een aan die begin, né? Wat die hele wêreld verlei, hy's neergewerp op die aarde en sy engele saam met hom neergewerp. Is dit reg? Ja? Ons gaan nou daai een antwoord. Wag nou eers. Julle is te vinnig by my. Okay, so ons sien die ou draak het toe oorleef. Hy is die enigste een met wie ons nog beklei. Nou om hierdie draak 'n bietjie te verstaan, gaan ons 'n bietjie kyk na Halloween. Halloween. Daar kan jy nou sien, as al die mense by mekaar en hulle het hulle gesiggie aan en kyk daai naam, hy sê Samhain. Samhain is die feestydperk, Samhain is die god van die dode. Nou wat gebeur eintlik op hierdie tydperk? Nou, ek gaan julle vertel, moenie worry nie. Hierdie mense maak hulle vure dood. En dan vat hulle vure en dan bring hulle dit uit. En dan kom hulle by hierdie groep ou mense op wat ons noem doïde. Dis hulle daai. Nou hierdie doïde is mense soos ons, is 'n leraars wat hierdie gelowe voorstaan. En wat dan gebeur is, al die ligte en al die vure word doodgemaak op daai aand. Hoekom? Want dit is die aand van die dode en ek gaan jou nou verduidelik wat gebeur. So die aand van die dode kom hierdie shamaan, die god van die dode, uit die Babyloniese verhaal, en hy kom haal die siele wat dwars deur die jaar doodgegaan het, en op die 31ste sê hy vir hulle, waarheen gaan hulle? Kyk net daar, hardloop daai PowerPoint weer. Okay, en dan sê hy vir hulle, waarheen gaan hulle? Nou wat hierso gebeur is, al hierdie vure word doodgemaak en dan vat hulle 'n eikeboom wat as 'n heilige hout beskou word en hulle maak hierdie groot vuur. En wanneer hulle hierdie groot vuur maak, dan gee hulle vir elke een 'n kolletjie. En dan vat hulle dit nou soos daar in die pompoen. Dan vat hulle nou, hulle koop vuur en dan gaan hulle huis toe en hulle is verjuig, want wat is hierdie vuur? Dis die songod. Jy is reg. En hierdie songod moet hulle beskerm teen al hierdie geeste wat nou hier vrygelaat word om hulle oordeel te kry. So dit is die wortels van Halloween of die begin van Halloween. En ek het gepraat oor daai heilige vuur en die songod. Nou verstaan ons nou daai prentjie. En nou kyk ons hierso na Paus Gregory die 3de. Nou jy weet hierdie Romeins-Katolieke, hulle het 'n dag gehad wat hulle gehad noem het die All Saints Day. En in hierdie All Saints Day, hy was daar in Mei gewees.
En toe kom hierdie pope of die paus en hy verklaar All Saints Day, skuif hy toe na 31 Oktober en 1 November. En ja, nou hierdie All Saints Day het hy toe geskuif en Halloween, hallow beteken geheilig. Is vir my interessant. So Halloween praat van die heiliges. Nou kom ons by daai slogan. Wat noem ons dit, lese? Dis mos 'n lese, né? Slogan van wat hulle daar skree. Nou wanneer die kindertjies loop en lekkertjies vra, dan vra hulle, roep hulle hierdie ding, kilgrap of beloning. Met ander woorde, doen vir my 'n trick of 'n treat. Dis 'n trick of 'n treat, né? As jy nie trick maak nie, gee vir my 'n sweetie. Waar kom dit vandaan? Van die blydskap van die vuur wat hulle ingebring het, né? Toe kom die Rooms-Katolieke en hulle het mos gemaak All Saints Dag. Hierdie ding het nou redelik geskiep. Maar okay, toe maak hulle dit 'n All Saints Dag en ons probeer hierdie ding 'n Christelike beeld gee. En ek en jy moet vandag besef, daar is geen Christelike beeld binne in Halloween nie. Daar's net een heilige en sy naam is God of Jesus of die Heilige Gees. Hierdie Godheid van ons alleen is heilig, né? Die volgende een, as ek en jy doodgaan, wat gebeur? Wie wil my antwoord? Jou lyf word opgeëet deur die wurms en die wurms het baie kos by oupa. Nog een? Ons gaan hemel toe? Of ons gaan grond toe? Is daar nog 'n antwoord? Ja? Help my? Jy word begrawe? Jy niemand wil daai vrot lyk kry ek nie. Jesus wat die Heilige Gees. Okay, kom ons kyk gou, hulle het my mooi geantwoord. Die dag as ek en jy doodgaan, dan skei ons siel en gees van hierdie liggaam. My siel is daai enetjie hier binne my. As ek vir Theo sê, Theo, jy's 'n ou man, sê hy, traai my. Want sy siel binne in hom is jeugtig, né? Weet jy, kyk maar binne in elke ou man, gaan hy vir jou sê, ek het nog baie guts in my, maar my liggaam is klaar. Wat getuig dit? Dit getuig van 'n siel wat onsterfbaar is. So daar is 'n getuienis binne jou. So die dag as ek doodgaan, dan kom haal 'n engel my. En waartoe vat hy my? Hy vat vir my of na die paradys toe of na Hades toe mos. Hades is die houplek van die hel. Ja, Satan. Nee, as nog niemand in die hel nie, hoor. Daai hel gaan eers mense hê daar by die wit troon oordeel. Okay, so ons is reg daarmee, né? So ons verstaan nou, wanneer ons in Halloween is, dan is dit die dag van die geese. Sy pas af, is nog ene. Jy het te min gevat. Maar ek ken Linke, sy gaan jou ander ene eet, hoor. Okay, so ons besef nou, dat hier wanneer hulle praat van die aand of van die gestorwes, dan kan dit nie bestaan nie. Nou kom hulle en omdat dit nou die aand van die geeste is dit ook 'n pertinente okkultiese dag, wat ons nie nou oor wil praat nie, want dit hoort nie in 'n kinderdiens nie. Nou gaan ons so 'n bietjie verder. Efesiërs 1 vers 4. En ek gaan met hom afsluit. Efesiërs 1 vers 4. Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het. So wie is almal hierso? Hy sê, soos hy ons in hom uitverkies het. Weet jy het nie hierdie diens met 'n ongeluk ingeloop nie. Jy het hierdie diens ingeloop met 'n afspraak. En vandag is jy uitverkies. En ek is uitverkies vir wat? Van voor die grondlegging van die aarde, van voor die Here die wêreld gemaak het, het hy 'n Botha in gedagte gehad, hy het 'n Johan in gedagte gehad, hy het elke een van ons in gedagte gehad en ook hierdie diens. En nou kom hy in hierdie diens en hy sê vir jou, jy moet heilig wees, want ek is heilig. En sonder gebrek moet ek voor hom in liefde staan. Nou vra ek hierdie vraag, kan ons Halloween vier? Kan ons Kersfees vier? Kan ons vir die wetenskap sê, julle is reg? Ja man, want die Bybel sê so. O, jy kry niks vandag nie. So ons kan vir die wetenskap sê, julle is reg.
En ons Bybel sê dit so. Amen. Ja, amen. Amen. Is daar enige vrae van julle? Ja. Okay. Die mense wat Is nie oké nie, hy is bankrot, dis Shoprite en Checkers. die mense wat nou moes hemel toe gaan. Huh? Gaan nou hemel toe. Paradys toe. Paradys. Ek gaan eendag oor dit preek. Ja, hulle sê nou mos jy gaan nie hel toe as jy nou dood. Daar's niemand in die hel nie. Ons almal in Hades. Miljoen jare later. Sal net by. Hulle gaan of Hades of Paradys toe. Ek gaan eendag sal ek daai ding vir julle preek. Dan gaan ek dit mooi verduidelik. Is dit reg? Is daar enige vrae van julle kant af? Kan ons sê amen? Amen. Ja. Dan nasies met dinge in die paradys die doodgaan of die hel of Satan, almal rus in die doderyk. Tot die besyne blaas staan. Almal wat in Christus gesterf het staan. Okay, ek gaan omsissel daar antwoord. In die Ou Testament het die oomblik as jy gesterf het, het jy na die doderyk toe gegaan, né? En jy was in die doderyk vasgehou. Dit is reg, oom is doodreg. En toe kom Christus en met Christus se opstaan het daar 'n donkerte gekom en die grafte was geskit en daar dode opgestaan. Efesiërs 4 kom sê as volg, hy sê en ek het na die Vader opgegaan en ek het getuienis saamgeneem. So daardie oomblik was die paradys herstel en dis hoekom Christus dan kom en hy verduidelik vir ons binne in die konsep van Lukas, ek dink Lukas 17, verduidelik hy vir ons wanneer ons sterf. En hy gebruik Lazarus en die ryk man. En daar kom en hy sê en die ryk man was in Hades. Dit is in Hades en die paradys waar Abraham is 'n groot kloof. Hoe weet ons dis die waarheid? Want Christus het hierso name genoem. Al die ander tyd praat hy van 'n mens of mense, né? En toe leer ons dat hier uit Hades uit, het die ryk man gekyk en hy het so gekyk en het gesê, Abraham, wil u nie vir Lazarus stuur om my broers te waarsku nie? Is dit reg? So die oomblik as ek en jy sterf, gaan ons na een van twee goed. Ek dink op die volgende preek om Sissel, ek gaan vir hom uit die skrif uitwys. Is reg. Ek gaan dink die volgende preek gaan ons 'n bietjie eskatologie preek. Nee, is nie 'n vergelyking nie. Maar is reg, ek gaan oom ander skrifte gee buite net die een. Dis reg. Dis reg. So ek en Sissel preek volgende Sondag. Ons Sissel oom is reg. Bring ons se skrifte en ek gaan preek en ons gaan 'n debat hê. Is dit reg met die gemeente? Ons gaan so 'n bietjie 'n debat hê en ons gaan die skrifte uitredeneer. Luister gou vir my. Luister net gou vir my een ding. Ek wil net hê ons moet dit gesond doen. Ek wil nie nee, kyk nou vir hom Sissel. Hoe moet jy wees? Ek wil net hê ons moet dit altyd gesond doen. Verstaan jy? Weet jy, dis die beste ding wat ons Sissel doen, is verskil binne hierdie geselskap. En ek kan dit vir jou op die bord bring en ek kan dit gesond maak. Is dit reg? So volgende Sondag gaan ons 'n bietjie praat. Ag, Bernie sing my uit my lied uit. Ag, is alraai, dan die naweek daarna. Nee, die naweek daarna. Die ander naweek. Ons is al om 'n baie voorbereiding tyd, hoor. So dis nou nie volgende naweek en daai naweek. Is dit reg? Dan gaan ek vir ons 'n bietjie eskatologie behandel. En ons gaan vir onsself 'n bietjie die vraag vra, wat gebeur met my siel? Nou onthou nou, ek het nou baie goed gesê, ek kan dit nie sê as ek dit nie vir jou in die Bybel wys nie. Dis presies soos vandag se preek. Ek kan vir jou niks sê as ek dit nie in die Bybel vir jou wys nie. OK. Is dit reg? Prys die Here. Maar apa sê hierdie elke dag is gekompeer, okay? Mm. So apa Microfoon kry. maar op probeer nou koffie drink. Moet hulle kom koffie drink? OK. Oom Sissel, oom moet kom koffie drink. Dit het die kind so besluit, hoor. Moet ek dit op die bord sit? Kan ek die mikrofoon kry? Daar sê. Ek het hom nou gesoek. Nou, wie gaan vir ons sê amen? JD. Kom, sluit vir ons af die diens. Kom. OK, linker sal. Moenie vir die mense kyk nie, dan worry jy nie. Ons gaan vir haar vra om vir ons af te sluit en dan sal ek die afsluit doen. Wie doen vir ons die seën daarna?
Stefan, okay. Stefan, okay, wag. Is reg, linker bid vir ons. Begin net. Dankie Jesus vir die nuwe dag. Dankie Jesus dat ons almal opstaan. Dankie Jesus dat almal vir ons soet karpets gemaak het. Dankie Jesus dat my oupa vir ons gepreek het. Dankie vir almal en alles. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie vir kinders, Vader. Kinders wat ons baie keer so op sy skuif en dink hulle verstaan nie of dink hulle weet nie wat ons sê nie. Vader, ons besef die verantwoordelikheid van ouerskap ook opnuut vandag. Vader, in die konsep van ouerskap moet ons kinders grootmaak. Vader, elkeen van ons het by 'n dooppunt gekom of by 'n inseënpunt gekom wat ons onderneem het om ons kinders Christelik groot te maak. Ons het onderneem om ons kinders te bewaar. Ons het onderneem om 'n veilige huis te skep. Vader, dis woorde wat ons so maklik sê. Vader, en wanneer ons vandag in hierdie diens kom, dan sien ons hoeveel ons tekort skiet, Vader. Vader, ons wil jou eers vir u kom dankie sê vir genade. Genade waarin u vir ons bewaar het ook in hierdie diens. Genade waarin u vir ons bymekaar gebring het in hierdie diens. Vader, my gebed is dat hierdie lering nooit sal uitgaan op 'n redenasie nie, maar Vader, dat dit sal uitgaan op 'n bou, bemoedig, 'n rig en 'n stig. Vader, ons het afgesluit met 'n teksie wat vir ons sê, u het ons uitverkies. U het ons nie net uitverkies en daar gelos nie. Vader, u het ons vanmôre by hierdie gemeente gebring sodat ons kan skoonkom, sodat ons kan rein kom. Want Vader, ons gaan eendag voor u troon staan by die Bema oordeel. En by hierdie Bema oordeel, Vader, gaan ons ontvang ons loon. Here, mag ons nie met leë hande voor u kom staan nie. Help ons nou om deur dit wat u aan ons vertrou, ons kinders, ons nageslag, vir u 'n waarheid generasie te bou. Vader, kom seën elkeen vandag. En mag die woorde van hierdie diens binne in elkeen opnuut weer lê. Ek bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Musiekspan.